Wanneer ons begin werk met Newton se wette, moet ons weet vir watter scenario moet ons watter wet van Newton toepas. Dis die heel belangrikste. Soos Newton se eerste wet gaan so eers na kyk en dan in elke wet, soos Newton se eerste wet, ook die wet van traagheid genoem, het sleutelwoorde wat ons moet identifiseer, wat vir ons gaan weer sê wat se berekening ons moet gebruik. Soos Newton se eerste wet gaan ons oor 'n voorwerp wat in rus is, of 'n voorwerp wat teen 'n konstante snelheid beweeg, tensy eksterne resulterende krag daarop inwerk. Soos hierdie woorde, rus en konstante snelheid, gaan vir ons aandui ons werk nou met Newton se eerste wet. Ons sleutelwoorde, met ander woorde, gaan wees 'n voorwerp wat in rus is, stilstaan, konstante snelheid. As ons gaan kyk na kragte, gaan die kragte wees kragte in evenwig, geen netto krag, want tensy 'n eksterne resulterende krag, so ons het geen netto krag, geen versnelling, want 'n konstante snelheid het mos geen versnelling, die versnelling is 0. En as ons geen netto krag het, dan beteken dit ook ons kragte wat op die voorwerp inwerk, is gebalanseer. Nou, die berekeninge wat ons van Newton se eerste wet gaan doen, gaan altyd die driehoekreël van kragte behels. Ek het net hier vir julle die stappe uiteengesit wat ons gaan gebruik, en dan by die driehoekreël van kragte is daar 3 soorte, 3 tipes berekening wat jy kan kry. En jy moet uit die scenario wat jy het, moet jy identifiseer, is dit Newton se eerste wet, driehoekreël tipe 1, Newton se eerste wet, driehoekreël tipe 2, of eerste wet, driehoekreël tipe 3. Maar ek sal vir julle al 3 tipes, sal ek vir julle demonstreer. Nou die stappe wat ons gebruik as ons by enige fisika kom, is, ons moet al by elke vraag, gaan daar altyd 'n meegaande skets wees. Daai meegaande skets is vir ons baie belangrik. Die meegaande skets gaan vir ons sê, daarop kan jy die scenario sien, en jy moet die skets gebruik om al die kragte te identifiseer. Van Newton se eerste wet se berekeninge gaan meestal wees vir kragte. Soos ons gaan werk met hierdie geen netto kragte, konstante snelheid en geen versnelling of ewewig. Daar gaan ons meestal mee werk. Dit gaan meestal kragte wees. Soos ons gaan die kragte identifiseer op die meegaande skets wat hulle vir ons gee. Dan op die meegaande skets moet jy ook die rigting bepaal van die kragte. Dit is baie keer 'n bietjie moeilik. Die rigting kan ons ook bepaal deur indien jy 'n kabel sny of 'n tou wegvat en die rigting waarin die voorwerp dan sal beweeg, is die rigting waarin die teenoorgestelde rigting waarin die krag op het uitgeoefen word. Jy gaan dit nou sien. En dan bereken ons die hoek van die spanning op die krag altyd met die vertikaal. As ons die driehoekreël gebruik, werk ons altyd met die hoeke met die vertikaal. Want ons gaan heel eerste die FG bereken. En FG is ons vertikaal afwaarts. Soos daarom gaan ons altyd die hoeke werk met die vertikaal. Soos ons bepaal die rigting van die kragte, ons gebruik die vertikale hoeke, omdat ons met FG gaan werk. En dan teken jy heel eerste 'n kragte driehoek. Teken sommer die kragte driehoek op jou vraestel. Niemand sê jy mag nie op die vraestel skryf nie, en 'n onderwyser wat sê, hulle wil die vraestelle weer gebruik, hulle mag nie. Jy kan daai vraestel beskryf soos jy wil. Soos teken jou kragte diagram op jou vraestel. Nie alle vrae het altyd vra hulle vir jou tekende kragte diagram. So dan skiep jy hierdie stap.
En dis by hierdie stap wat jy skiet, waar jy jou punte gaan verloor. Dan teken ons, dan begin ons met die driehoek van die kragte-diagram af, gaan ons na die kragte-driehoek toe, en by die kragte-driehoek begin ons altyd met die heel eerste, met FG, loodreg af. Want dit vorm ons vertikale lyn, en ons het mos nou die hoek met die vertikaal bereken, toe ons die rigtings aangedui het van elkeen van die ander 2 kragte. Want ons gaan net 3 kragte werk. En dan meet jy die 2 hoeke met die vertikaal, en dan jy meet die hoeke, en dan trek jy jou lyn vir jou verskillende kragte, jou ander 2 kragte, en werk jy, en dan trek jy die ander sye met die, om die driehoek te voltooi, en dan doen jy jou berekening. Wat jy ook in gedagte moet hou, mense, is, hier gaan jy nie altyd 'n 90 grade hoek hier nie, soos ergens gaan ons die sinreël moet toepas. En die sinreël word nie vir julle in skynheid geleer nie, julle leer dit eers, julle leer dit in wiskunde, in graad 11, dink ek. Soos, julle gaan die sinreël gebruik vir hierdie driehoekreël van kragte. En die driehoekreël van kragte gebruik ons altyd as 'n sleutelwoorde sien van die voorwerp is in rus, staan stil of sit stil, konstante snelheid, kragte is in ewewig, geen netto krag, geen versnelling of die kragte is gebalanseer. Reg, die volgende video wat ek gaan maak is dan nou om die verskillende, die 3 tipes berekeninge wat julle moet kan doen vir Newton se eerste wet, gaan ek nou vir julle opneem en dan ook op die kanaal sit. Dankie, lekker dag!